Geliefdes, dis Saterdag. Gister was Goeie Vrydag gewees. Dit was 'n moeilike dag vir die disippels. Hulle het in verskillende rigtings gevlug. Hulle vrees vir hulle lewe. Dis 'n stil Saterdag. En almal se gedagtes is dan hierheen, dan daarheen. Kan nie glo dit wat gebeur het nie. Jesus, hulle rabbi, lê daar in die graf. Toegedraai in doeke, agter die groot klip. En nou, wat nou? Waarheen gaan hulle nou? Hulle weet nie. Dis 'n warboel van gevoelens, emosies, en hulle kruip weg, want hulle is bang. Maar wat gebeur met Jesus, nadat hy van die kruis afkom? Daar waar hy in die graf lê. Wat gebeur onder andere daardie tyd wat hy dan gesterf het? Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. En ek dink een van die beste plekke om onder andere daarna te kyk is vanuit die boek Hebreërs. En Hebreërs 9 daarvan vers 24 af beskryf dit op 'n baie mooi manier. Hy sê, want wat gebeur het is, Christus is hierdie offerlam wat namens die mense kom sterf het aan die kruis. Vir al die mense se sondes, want hy is die heilige, wat die reine, wat namens die onreines kom sterf het. So sy reinheid kom dan eventueel op die onreines, en die onreines se sonde, se vlekke, kom dan op hom, en dis hoekom hy moes sterf. Maar hy vat sy bloed as het ware, sy offerbloed, neem hy dan na die hemelse troonsaal toe, en hy kom as het ware voor God, en hy sê, hier is die offer. Ek het namens die mense hierdie offer gebring. En dit is wat gebeur in daardie tyd wanneer Jesus in die graf is. Hy gaan na die hemelse troonsaal, hy bring sy offerbloed daar, voor die troon van God, en God aanvaar daardie offerbloed van hom. En dan word die oorwinning ook aangekondig. So, boonbehalwe dat hy dit doen, dit wat Hebreërs vir ons sê, word die oorwinning ook aangekondig. En hy neem vir Satan, soos wat Paulus skryf, hy neem vir Satan op 'n triomftog deur die geesteswêreld, om te sê daardeur dat hy die duiwel oorwin het. Hy het vir Lucifer oorwin, en hy neem hom op 'n triomftog deur die geesteswêreld, om te wys, ek het hom oorwin. So baie belangrike goed gebeur in die stil Saterdag, in die wêreldse kant, maar in die geesteswêreld gebeur daar geweldig baie goed. Dis 'n offerbloed wat aangebied word, dis oorwinning wat aangekondig word, dis 'n oorwinning wat gevier word. En ons sien die realiteit van dit wat die Saterdag gebeur, sien ons die Sondag, wanneer die graf leeg is, en die vrouens kom daaraan, en die mense begin agterkom, maar hierdie Jesus het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Wat 'n wonderlike daad. En Sondag is opstandingssondag, en dis 'n baie spesiale geleentheid, want ons geloof kan nie sonder dit nie, want as ons nie in opstanding van Jesus Christus glo nie, Paulus skryf 'n klomp goed in 1 Korintiërs 15 daaroor, as ek en jy nie in die opstanding van Christus glo nie, dan val ons geloof plat. Wat is daar dan om te glo? So, stil Saterdag, die Saterdag, gebeur daar baie goed in die geesteswêreld, en gaan lees gerus, die teks verskyn op jou skerm, gaan lees gerus dan ook die gedeeltes wat op jou skerm verskyn, onder andere daar in Hebreërs 9, wanneer hy daaroor skryf, en dan dink ek is daar ook 'n gedeelte in Kolossense 2, die gedeelte verskyn ook op jou skerm. Baie seën vir jou vir hierdie dag, en ons sien uit na die opstandingsdag wat môre is, sodat ons voluit kan leef